Die evangelie van Lukas hoofstuk 24, vers 6 lees soos volg. Hy is nie hier nie, maar hy het opgestaan. Onthou hoe hy vir julle gesê het toe hy nog in Galilea was. Welkom by Geloofspad. Voor sonop het 'n klein groepie vroue stilweg die graf van Jesus genader. Hulle harte was swaar, hulle gesigte gekenmerk deur dae van hartseer. Alles wat hulle geglo het, was begrawe by die een wat hulle gevolg het. Hulle het nie die lewe verwag nie, maar om na die dood te neig. Maar Lukas se evangelie openbaar iets moois, hierdie vroue was nie agtergrondfigure nie. Hulle was disippels. Hulle het saam met Jesus gewandel, sy bediening ondersteun en fyn na sy woorde geluister. Alhoewel hartseer hul geheue vertroebel het liefde hul vroeë oggendreis gedwing. En liefde is met glorie begroet. Engele het verskyn en die wêreldveranderende nuus verklaar. Hy is nie hier nie, maar het opgestaan. Skielik het alles geskuif. Hartseer het plek gemaak vir verbasing. Wanhoop is deur vreugde opgesluk. En met net een herinnering, onthou wat hy vir julle gesê het hulle voorkoms verander. Die waarheid van sy woorde het deur hulle pyn gebreek. Die opstanding het nie net Jesus se status van gekruisig na opgestaan verander nie. Dit het hulle verander. Hierdie vroue het die eerste verkondigers van die opstanding geword. Hulle het van die graf afgehardloop, nie huil nie, maar getuig. Dit is die krag van die evangelie. Dit verander rou in sending. So dikwels loop ons ook deur seisoene van verwarring met droefheid, al ken ons sy beloftes. Maar dieselfde woord wat die vroue in hul hartseer ontmoet het, spreek vandag nog tot ons. Christus het opgestaan. Hy is getrou. En wanneer ons onthou wat hy gesê het, verander ons hartseer in vreugde en daardie vreugde moet oorloop. Ons is nie bedoel om stil te bly nie. Soos die vroue word ons geroep om te gaan vertel. Om die glans van opstandingsvreugde deur ons lewens te laat skyn. Om in woord en in daad te verklaar, hy het waarlik opgestaan. Kom ons bid. Opgestane Here, dankie dat u hartseer in vreugde verander en wanhoop in hoop. Help my om u beloftes te onthou en die vreugde van u opstanding in my lewe te laat oorstroom. Soos die vroue by die graf, maak my vrymoedig om ander van u liefde en oorwinning te vertel. In Jesus se naam, amen.